Goed, goeiemôre. Elkeen van julle vanmôre hierso, baie welkom weer eens. En welkom julle by die huis wat ingeskakel is en wat luister. En net terwille van elkeen wat vanmôre daai kan sit en saam met ons die diens gaan luister vanmôre, kom ons bid net weer saam. Aba Vader, ons kan nooit genoeg bid nie. Want hy sê, bid elke dag. En lees jou Bybel en bid elke dag. Ons bid en ons open hierdie diens vanmôre in die kosbare naam van ons koning. Ons bid dat u in leiding sal neem, dat u gaan oorneem, en dat alles wat gaan gebeur vanmôre is in u hande. Seën elkeen wat hier sit, seën hulle wat inluister vanmôre, en dit wat hulle doen daar, dat u hulle ook sal aanraak, daar waar hulle is, en ons loof en prys u. Amen. Amen. Ja, voordat ons gaan begin preek, gaan ons gou vra dat mamma en papa Jaap en Claudette en klein en heb ek papier het daar? Emily Rose. Ek vergeet die naam hoor. Daar is hy. En laat hulle kom, en dan ook Wiekes, ons staan nie so, en Alicia, waar jy moet foto's neem. Geef vir my. Ja, wie is nog daar wat nog gedoop word? Dan kan iemand anders toch van ons dit, Kylie, miskien kan jy foto's brengen, maar jy kom staan. Ja, en Trevor, excuse, amper het ook vir Trevor. Ja, wat 'n wonderlike voorreg vanmôre, wat ons gaan hê om 'n klein ding in te seën. Ek sê my, so 'n klompie jare gelede was dit vir my 'n wonderlike voorreg om 'n babietjie in te seën en die oudste oomie in die gemeente te doop. Die babietjie was, ek dink, 2 maande, die oomie was 93. So op een dag, dit was sommer awesome. En wat 'n voorreg om vanmôre hier te staan en te kan sê, om met hierdie 2 kosbare jong mense wat hierso staan, wat hulle die besluit geneem het, ek en my huis, ons gaan Jahwe dien. En daar gesprekke en dinge het hulle gesê, hulle wil instap en hulle wil instap nie in 'n gemeente, hulle wil instap in die koninkryk. En daarom is dit vanmôre wonderlik om 'n klein ding in te seën. Ons doop ons nie kinders nie. En ons seën hulle in. En wat 'n voorreg om met hulle 2 as mamma en papa hier te kan staan en te kan sê, Vader, ons bring hierdie kind na U toe vanmôre. Nou ek wil nie die babietjie vashou vanmôre nie, want dis nie my kind nie. Ek wil net die ouers met die kind net uithou, soos wat Hanna die kind uitgehou het na Abba Vader toe gesê, ek gee die kind terug vir U. Ek wy hierdie kind terug aan U. En dit is wat hulle vanmôre gaan doen en gaan sê, hierdie is nie meer myne nie, oorgegee. Die oomblik wanneer hulle hierdie klein babietjie gaan oorgee, teruggee vir Yeshua, teruggee in die hande, dan is dit sy eiendom, en hy sal hierdie kind beskerm, en hy sal hierdie kind toemaak. Hulle is eintlik net rentmeesters. Hulle is eintlik maar net hierso om kossies te gee en groot te maak in die weë van Abba Vader. Maar die groot toemaak is Abba Vader wat hierdie kind gevat het en gesê, ek ontvang haar uit julle hand. Is julle bereid om haar terug te gee? Yes. Wat 'n beste manier en wat 'n beste ding is daar om hierdie kind vir Jahwe terug te gee en te sê, dis U se. En ek het vanmôre my talit hierso. En ek gaan hulle toemaak onder die talit.
Ons is dan nie Jode nie hoor. Niks met die Jode uit te wyn. Ons gaan hulle net toemaak as 'n eenheid, as 'n gesin en as hulle die kind gaan op. Vrou, wil jy saam met kon staan? Ek weet jy is bietjie seer vanmôre, maar kom staan daar by mamma se kant. Die gesin vanmôre salf. En hierdie kleintjie wat hulle opbou na u toe en sê, maar dit is, u het hom vir my gegee, u het haar vir ons gegee en ons gee haar terug vir u. Dat hierdie aksie vanmôre sal plaasvind om te sê, maar dis wat gaan gebeur en ons kom as 'n gemeente op vanmôre en ons staan vanmôre in 'n getuie dat hierdie paartjie kom bevestig vanmôre dat hulle die kind wat u aan hulle gegee het, teruggee vir u. En hulle gaan net rentmeesterskap oorneem en hom groot maak in u weer. Die belofte wat daar gemaak is, gaan u hulle help om dit te onderhou. Gaan u hulle help om dit te laat vasstaan. Dankie dat hulle gesê het, ek en my huis, ons gaan Jahwe dien. Ons gaan hom eer, ons gaan hom loof. Daarom is ons hulle toemaak vanmôre met hierdie band, hierdie doek, hierdie taliet. Dis 'n profetiese aksie van 'n eenheid en toemaak onder u liefde, dat u hulle sal vat as 'n familie en hulle sal toevang met die liefde wat net u vir hulle kan gee. En ons eer u daarvoor. Bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Hoe lekker kan dit voel vanmôre om te sê, ek is nie meer hierson nie. Nee. En dan, hulle twee gaan vanmiddag ook nou gedoop word, en pragtig, mamma en pappa wat besluit het, ons gaan die Here loof, ons gaan hom dien, ons gaan Jahwe eer in alles, en ons gaan onsself oorgee. Toe ek die lied sing nydag die dag as ons oefen, toe dink ek, maar hier is dieselfde ding as 'n oorgee. En nou ja, maar baie geluk so ver met dit, en staan julle twee net so. Wiekes, maar beteken lekker om met jong manne pad te stap. Jy weet, en so met hulle te kan vat en te kan sien hoe jong manne begin om dinge net af te lê. En hoe is Abba Vader besig om mense self sommer net bietjie uit te skud. En hier 'n baard reg te trek en daar, jy weet, baie keer wil jy dit doen en as jy daar kom, miskien nee, maar hy's klaar reg getrek en die groot besluit. Nou toe ons weer gesels, hy was so 'n bietjie heen en weer oor die land en terug en hy moes dit al gedoen het en sê nee, it's time. Toe sê ek maar die woord sê, kom tot bekering, laat jou doop en word gevul met die Heilige Gees. Kom en sê, en daai val, jy weet, en nou bel hy my ook weer agterna, hy vra my, wat moet ek alles doen? Ek sê, dis net dit, jy gaan dit, die Vader doen die res. Amen. En dis wat so wonderlik is. En ook hierso voor die gemeente week is baie welkom. In die koninkryk in dit en wat jy besluit het om te doen, en mag jou besluit wat jy geneem het vir jou baie groot dinge vorentoe gaan oopmaak. En hoër hoogtes gaan bereik. Daar sê, nou, sien vanmiddag weer. Trevor? Ek wil nie baie oor jou sê nie, maar baie geluk met die groot stap wat jy weer gaan doen. Jy weet, ek staan nou tussen twee manne, en ek kan nou vanmôre maar bietjie sê op wat hulle sal my verskoon. Nuwe een eerste keer, ou een tweede keer. En hy gaan eendag sy getuienis gee van backslide. Net om terug te val, om daar te wees en terug te val. En die laaste tyd het ons baie daaroor gepraat, oor
wanneer jy eers in die koninkryk was, jy teruggeval. Hoe moeilik is dit? En hierdie man het opgestaan, hy en Elise het opgestaan. En hulle het uit hierdie gat uitgeklim, uit hierdie dal uitgeklim, teen hierdie kraas, en ons het dit gesien. En waar ek nou sien waar hulle staan, is net een fenominale oorwinningstog. En hy het my gesê, hy wil net weer deur die water gaan. Nou ek wil vanmôre vir u sê, nergens in die Bybel staan dat jy net een keer gedoopend word, of dat jy 10 keer gedoopend word. Dit het niks te verander met jou eerste een. Niks word verval nie. Ek hernie baie mense se wels met hulle huwelike. Hulle huweliksdatum bly nog dieselfde. Maar hulle hernie dit net weer. Hulle kom net weer vir mekaar. En hulle sê net weer vir mekaar. Ons wil net weer vir jou sê, deur dik en dun, deur arm en rykdom. En net so is dit met die geestelike lewe. Ons kom tot bekering, ons skuif die wêreld en dan word ons flou. En dan kom ons terug, ons kom hernie dit net weer. En dan kom sê ons, maar ek is nog steeds daarso. Maar my siening is 'n bietjie dieper as wat dit gewees het. So Trevor, ek weet nou, is daar een ou wat sy naam is Satan, hy is nie baie happy met die dinge nie. En ons weet, ons gaan dit nou sien in die reeks ook wat ons gaan doen. En so mag dit vir jou nou net een groot joyride wees en die oorwinning en wat ons daar gaan doen, wat jy gaan doen, dat dit sal wees alles tot eer van Abba Vader. Amen. Daar is hy. Daar was 'n tyd wat sy so klein was. So, en ons het baie gepraat en baie gedoen en het baie water in die see aangeloop en Alicia het hier gegaan en vreeslik skaam. En ek onthou in die ander plek die eerste keer, toe sy tot bekering gekom het en sy moes gedoop geword, en sy verskriklik lank geval. En vreeslik lank. Ek sal besluit, ek is nog nie reg nie. Ek sê die water word al koud en warm en koud, maar ek is nog koud, ek is nog nie reg. En so het sy oorgegaan en so het sy regtig en sy het weer gekom, sy het net nou die dag weer by my gekom, toe sê sy vir my, pastoor, ek wil net weer dit doen. Ek wil net weer, en ek vra hoekom? Sy sê, ek wil dit net weer doen. En wat keer jou om net te sê, ek wil dit doen? Ek het nou eendag met iemand gepraat, hy het gebad en toe hulle nie bad het hy net onder die water gesak en het gesê, Vader, ek wil net onder die water insak. En as ek nou kan sê, ek doop my, ek wil net dit doen wat u wil doen. En daarom is dit lekker om vanmiddag weer saam met jou daar weer deur die diep waters en gelukkig, en die van julle wat dit wil bywoon, dit gaan by Voetbaai wees. Ek is so bly oor die see, want ek het nie nodig om 'n doopbad voor te berei vir warm water en goede nie. Die see het sy temperatuur en ons is happy met dit. Oor die water is lekker te doen. Vader, ek wil vanmôre saam net hier staan en by voorbaat sê dat Here sal seën dit wat nou gaan gebeur en dat Here sal toemaak met die kosbare bloed en dat alles wat hier vanaf gaan gebeur vanmiddag en vorentoe in hulle lewe, dat hulle sal oplig en dat hulle sal weet een ding, ek draai nie terug waar ek vandaan gekom het nie. Ek gaan nie terugdraai nadat ek uit hierdie water uitgekom het na die sondige wêreld toe. En daarom eer ek u vandag vir dit. Ons bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Daar is hy. Dank u aan julle. Wonderlik is dit om nie in sy teenwoordigheid te wees nie en om te kom sê dat hy wat God is, wat almagtig is, hy doen alles. En ons is so bly dat
dat ons 'n deel van dit kan wees. En, ja, ek gaan begin met die reeks van die wapenrusting. Ons het hierdie wapenrusting al gedoen en 'n jaar of 3 terug wat ons dit gedoen het. En ons het gister net weer besef met die Josef reeks wat ons doen op ons Saterdagmiddag se woordskool. Ou stories, baie gehoor, en dan pop hierso nuwe dinge uit. Nuwe goed wat uitkom in my lewe. Ek sien hierdie dinge, ek ervaar hierdie dinge, maar nog steeds gaan ek deur hierdie geweldige stryd in my lewe. En ek gaan vir u baie mooi vra. Ek weet dinge gebeur in ons lewe. Moenie hierdie reeks mis nie. Gaan dalk so 4 of 5 Sondae wees. Dis nie vir my nie. As ek sê, dis nie net vir my nie, maar dit is vir my en vir jou, as kind van Jahwe. Want dit is sy wapenrusting. Hier's mense wat hier sit, mense wat luister vanmôre wat sê, maar hoekom gebeur hierdie goed met my? Wat is die rede? Ek beklei en ek beklei en ek beklei en ek beklei. En ons gaan in hierdie reeks kyk na die vrae en die antwoorde. Ons gaan leer in hierdie reeks oor die beskerming van Jahwe. Hoe om oorlog te maak en hoe om oorlog te voer op die plek van intimiteit. Ek gaan klem lê op baie woorde en baie frases wat gaan doen op die plek van intimiteit met Jahwe. En Jahwe is maar net die Hebreëse naam van God, so ek gebruik maar net die regte name. Dit hang af waar ek staan. Die wapenrusting waarna ons gaan kyk, gaan vergelyk word met die Romeinse soldaat se wapenrusting wat hulle gebruik het. En dan gaan ons dit uithaal en ons gaan dit oopbreek en ons gaan dit sien. Wat is dit wat Abba Vader vir my en jou gegee het om te gebruik? Kom 'n klomp vrae uit oralste wat mense vra. En ons gaan kyk in hierdie reeks of ons daai antwoorde kan kry. Of ons daai vrae wat daar is kan antwoord. Een van die vrae is, as ek 'n kind van Jahwe is dit nog steeds nodig om bose geeste uit my lewe te laat gaan? Gebeur dit nie outomaties met my redding wanneer ek my lewe vir Abba Vader gee nie? Hoe kry ek krag vir hierdie stryd? Ek gaan net die vrae lees. Ons gaan kyk na die vyand se taktiek. Wat is sy taktiek? Die woord sê dat ons wakker moet wees en sy metodes en sy taktiek moet ken. Dit is goed wat ek weet, dit help nie, ek het iets in my hand en ek weet nie om dit te gebruik nie. Amen. Dit help nie, ek lees in die Bybel, trek die wapenrusting aan en ek weet nie om hom aan te trek. Dit help nie, ek gee vir julle G5 kanon en jy weet nie hoe werk hy nie, want jy's gewoond aan 'n ketty. Jy sien in die kerke is ons geleer trek jou wapenrusting aan. Wat klaar 'n fout is, dis nie jou wapenrusting nie. Dis Jahwe, dis God se wapenrusting. Amen. So, hoe sonder hy my af om my te vernietig? Dis die vyand. Hoe sonder hy my af om my te vernietig? Want ons almal weet dat die vyand kom en probeer om ons een kant te kry. En een kant toe te trek, en een kant toe af te sonder, om ons aan te val. As ek hierdie ding lees wat ek nou gesê het, dan sien ek hoe 'n leeu na 'n trop buffels kyk. En hy hou hulle dop, en hy sonder een af, wat krippel loop, of wat 'n gebrek het.
en hy keer hom af van die trop af en hy vang hom. Ons gaan kyk daarna, hoe sonder hy jou af, en vir my af, wat 'n gebrek het, en om jou te kry. Ons gaan kyk na sultais, hoe kragtig dit is, en hoe dit my vashou. Nou gaan ons so kyk na wat die wapenrusting is in Efesiërs 6. Ons gaan kyk na die doel van die vyand se aanval. Sy doel om jou dood te maak, en hoe 'n gees van selfmoord werk. Kan jy klaar sien, ons gaan vandag se preek gaan eintlik maar net 'n fondasie wees. Maar die klomp vrae wat daar is, en daar's nie antwoorde nie, want ek kry nie antwoorde op hierdie goed nie. Dan kom mense en hulle sê, maar hoe meer ek bid, hoe erger word hierdie dinge. Nou wat is die verskil om in 'n geestelike oorvoering van Jahwe se stem te kan onderskei van die vyand? Hoe weet ek dis God se stem, en hoe weet ek is die vyand se stem? Hoe kan ons hom veg as ons nie eens weet of dit God is, of is dit nie? Nou ons gaan hierdie fondasie lê in vandag, om daarna te gaan kyk na die paar volgende Sondae. Nou, as ons gaan kyk na 1 Petrus 5 vers 8 tot 11, en ek gaan dit vir julle lees. Wees nugter en waaksaam. Wees nugter en waaksaam. Net soos wat hy sê, vas en bid. Dis 2, nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap, wat in die wêreld is. En mag Jahwe van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Yeshua die Messias, dat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom al die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Nou, as ons gaan kyk, gou nog na 'n teksvers in 1 Korintiërs 2:14, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van Jahwe nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Dit is net die teksvers wat ek wil lees hier so dan kan ons gaan kyk bietjie na dieper dinge. Paulus skryf in sy boeke, dit is my onsin as ek nog nie daar was nie. Nou, Jahwe God kom en hy rus my toe vir die oorlog in 'n plek van intimiteit met hom. En hy kom rus my toe met sy wapenrusting. Want omdat hy my toerus met wapenrusting is, omdat daar 'n oorlog in die gang is. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek praat nie van die oorlog nou in Israel en wat nou daar aangaan nie. Ek praat van die oorlog wat in jou aangaan, in jou huis, in jou familie, in jou kop. Die pile wat na jou toe uitgeskiet word, op jou finansies, op jou huwelik, op jou gesondheid, dis die oorlog. En dis wat ons moet gaan kyk, en ek kan net in daai intimiteit, ons gaan 'n paar keer kyk, waar is daai intimiteit? Psalm 91 vers 1 sê, ek sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Nou daai skuilplek van die Allerhoogste is sy intimiteit. En van daai intimiteit maak ek die oorlog. En dis wat hy van praat. En ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand speel nie speletjies met ons nie. Hy's definitief nie daar uit om jou te kom polish nie. Hy's definitief nie daartoe uit om mooi praatjies met ons te kom maak nie. Het jy dit al ervaar? Hy is sterk, en dis onmoontlik vir my om hom in die vlees aan te vat. Jy kan hom nie in die vlees aanvat nie. Jy kan hom nie in die vlees teenstaan nie. En Abba Vader kom in sy woord en hy sê, dat ek sal julle beskerm.
Jy weet, ek het dit al baie in my lewe gesê, en ek het al baie gehoor, mense sê dit, wat hulle sê, Vader, gee my net 5 minute. Ek trek net hierdie baadjie van geloof uit. Ek wil hierdie Satan waar ek bykom. As ek net my hande op hom kan lê, jy gaan 'n toets stop. Want jy kom doen dit uit die vlees uit. Jy kan nie. En hoeveel van ons kom en ons kom probeer hierdie ding in die vlees vat. En ek wil dit sommer vroeg in die reeks kom sê. As jy mense jou aanval, moenie die mens aanval nie. Want dis die gees agter hom wat jy moet aanval. En dis wat Abba Vader ons wil leer. Jy sien, nou kom ek en ek kom staan, hierdie ou wat hier voor my staan, nou vat ek hom aan. Maar hy word gedryf deur 'n gees. En dis waar die oorlog is. Nie teen die persoon wat voor my staan nie, teen die gees wat agter hom staan. Nou ek het altyd 'n voorbeeld, ek het 'n prentjie in my kop van, ek sit in my huis, en kom ek vat nou Jack Russellkie, of 'n toypom, hierdie klein goedjies. En ek sit in my huis, en daar loop iemand in die straat verby, en ek sê, vat, gaan vir die keel. En nou skop daai hondjie 'n lawaai op, en hy gaan uit, en hy blaf, en hy wil byt, en hy's nou 'n killer, want sy baas het gesê, vat hom. Die ou buitekant gooi die hond met 'n klip. Nou hardloop die hond in die huis, en nou sit ek binne, en ek sê, sit hom, vat hom, hier gaan die hond weer. Nou daai ou buitekant, as hy die hond met klippe gooi, dan gooi hy die aanvaller. Maar as hy my kom kry in die huis, waar die opsteker is, dan maak hy die hondjie dood. Of hy maak hom stil. Het julle daai prentjie? Nou, hierdie ou wat voor my staan, is die hondjie. Agter hom sit 'n aanhitser, die Satan, wat sê, vat hom. Vat hom. Nou harder ek met hierdie ou beklei voor my, hoe harder sê die Satan, roep hy sy demone, en hy sê, vat hom. Wen ek die geveg? Ek wen dit nie. Jy sien, want die woord sê vir ons gaan ten gronde, want ons het nie hierdie kennis nie. Ek kan nie die geveg wen nie, want ek weet nie hoe nie. Ek weet nie wat om te doen nie. En dit is ons baie groot probleem. Ons as kinders van God. Ons weet nie hoe om hierdie geveg te doen nie. Nou vra ons die vraag, Vader, hoe werk die beskerming? Vader, die woord sê tog dat ek sal my voet nie stamp teen 'n klip sonder dat u daarvan weet nie. Die woord sê dat elke haar op my kop getel is. Die woord sê, I will build a wall of fire around you. Party daar voel ek soos 'n oop teiken. Party daar voel dit of daar geen muur om my is nie. Dit voel dit of ek nie meer kan staan nie. Het jy al gevoel dat jy kan opgee en in 'n hoekie gaan sit en net oorgee? Het ons al so gevoel? Ek weet nie, ek beklei en ek beklei en ek beklei. En ek is moeg. Ons quoteer so baie keer Jakobus 4:7, onderwerp julle dan aan Jahwe. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Ons weet nie hoe nie. Submit yourself to Yahweh. Kom net en ons weet nie hoe om dit te doen nie. Voel dit vir jou of die vyand jou net nie wil uitlos nie. Ek wil vir jou sê, dit voel baie keer, voel ek al so, dit voel net vir my asof hierdie ou net, hy te krats nie my hierdie ou. Hy wil my net nie uitlos nie. Maar daar's 'n rede, want hy's nie happy met dit waar jy is, of op die plek waar jy is nie. Dit voel of vir jou jaag oral waar jy gaan. Maak nie saak waar jy gaan nie, hy jaag jou.
Dit voel vir my en jou of hy alreeds die oorwinning oor jou behaal het. En ons dink baie keer, as ek 'n kind van God geword het, gaan alles vir my reg verloop. En baie gou kom ek agter, dit is nie so nie. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, ongelukkig het ek dit self in my lewe gedoen, baie jare terug. As mense aan probleme is, het ek ook gesê, kom net op bekering. Is al jou moeilikheid opgelos. Ongelukkig is dit nie so nie. Ek wil sê, as jy dit doen, dan begin jou gevegte eers. Met die verskil, of kan ek sê, maar met die verskil, jy het Abba Vader agter jou, wat jou help veg. Die oomblik wanneer alles met jou baie mooi gaan, en alles mooi stil gaan, dan moet jy begin bekommerd raak. Want dan sê die vyand, julle los hierdie ouetjie uit, hy is safe, hy is nie 'n gevaar nie. So, vanmôre wil ek vir jou sê, wanneer hierdie goed na jou toe kom, weet jy doen dinge reg. Maar ek het nie nodig om te sukkel in hierdie battle nie, want ek moet oorwinning behaal oor dit. Wat ek nou ook gesê het, my mense sê, vandat hulle al hulle lewe oorgegee het aan Abba Vader, het alles net bad te gaan. En nie een van die twee is regtig die waarheid nie, want nie een van die bogenoemde word eintlik in die Bybel geondersteun. En daar is 'n groot verskil wat met my gebeur het vandat ek 'n kind van Jahwe geword het en wat met my gebeur het na dit. Die verskil begin daar aankom. Jy sien, ons het baie keer 'n wanpersepsie van die dinge wat gebeur. Toe ek in die wêreld was daar baie areas in my lewe wat 'n absolute gemors was. Die manier hoe ek gelewe het, die doelloosheid wat in my lewe was, die ongehoorsaamheid. Dit het nie aan my saak gemaak hoe ek gekuier saam met die pelle nie. Dit het nie aan my saak gemaak dat ek 'n belaging van myself gemaak het nie. Hoeveel keer het ek dronk by die huis aangekom, en hoeveel keer moes my ouers my dalk uit 'n poliesel kom uithaal het nie. Ek het nie 'n saak gehad wat die mense vir my gesê het, want ek was in die wêreld, doelloos, in 'n ongehoorsame stadium. En nou kom ek tot bekering, ek word 'n koningskind, ek word gevul met die Heilige Gees. Hy vernuwe my. Hy vernuwe my gedagtes, hy vernuwe my hart. Want die woord van Abba Vader kom en sê, He will renew your mind. Julle, die meeste van die gevegte wat ons mee sit, is tussen hierdie twee lobbe wat hier sit, hier binnekant. Dis waar my gevegte begin. Dis waar alles begin, waar niemand weet wat dink ek nie. En dis waar die wapenrusting gaan kom, waar ons by die helm kom. Wat beteken dit? En wat beteken dit is, as hy sê, He will renew your mind. Hy verander my leefstyl. Hy verander 'n leefstyl van gehoorsaamheid. Weet julle, mense kan dit sien. Mense kom, die oomblik wanneer jy inkom in bekeringsstatus in, en jy word gedoop en jy begin 'n pad stap, dan jou hele leefstyl, jou hele vriendekring, alles verander. En dit verander vir die doel waarmee hy jou voorgeskape het. Om in gehoorsaamheid, en luister hierdie ene, om in gehoorsaamheid en aanbidding tot hom te leef. In my ou lewe het ek nie dit gedoen nie. Ek was ongehoorsaam en ek was nie in aanbidding nie. Nou neem ek hom aan, nou gaan ek in 'n heeltemal in 'n atmosfeer van gehoorsaamheid in en aanbidding in. En die Satan like dit nie. Want ek het die Heilige Gees in my wat my lei. Ek het iemand wat my guide, weg van die paaie af wat vir my baie seer beteken het. Ons word so baie beskerm deur moenie hiernatoe gaan nie,
Want hier's nou 'n stem wat jou waarsku, wat sterker is as die wêreldse stem, wat sê gaan, is iets anderste. Jy sien dit, dis waar die geveg begin, hier in my kop. Man, weet jy wat, gaan nou op 'n mans aand, of op 'n women's night, of gaan doen hierdie goed, gaan breek 'n bietjie uit. Of het jy ook nou hierso so een kant geraak, en niemand en niks kan nou iets aan jou doen, het jy ook nou hierdie heilige geword. Want ons, weet, is lekker om 'n bietjie te gaan party. Jy sien, dis my geveg wat in my kop is, wat die Satan met my kom deurwerk, wat hy vir my kom sê, maar dit is reg om te doen. Ek is besig dalk met 'n besigheidstransaksie. In my vorige lewe sou ek maklik omkoopgeld betaal het. In my vorige lewe sou ek maklik bribes gevat het, gegee het. Ek sou nie omgegee het nie, want dit is besigheid. Dis maar hoe die wêreld dit doen. As jy dit nie kan doen nie, dan gaan jy nie besigheid kry nie. Dan kom die Satan en hy sê vir jou, jy gaan honger ly. Jy gaan jou huis verloor, jy gaan jou kar verloor, jy gaan nie die kontrakte kry nie. Kyk hoe ryk is hierdie ouens. Dis waar my geveg begin. Want ek is nie meer op daai stadium van hierdie deel van die wêreld nie. En nou kom die Heilige Gees en hy sê vir jou, hierdie stem agter jou, ek sal vir jou die pad wys. En dis waar die verskil kom. En dis waar ek en jy moet kom. Daar's 'n groot konflikte wat op hierdie pad vir my en jou wag. Is een ding om in te stap en te sê, ek meld aan vir diens. En dan is dit die ander pad om werklik waar hierdie pad te stap in heiligmaking. Dis nie maklik nie, maar is moontlik. Dis moontlik, julle. Die wêreld gaan vir jou druk, dat jou oogies traan. Maar as 'n God agter jou wat staan, wat vir jou sal sê, well done, ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou deurdra. Want alles wat in die duister gedoen word, sal in die lig kom. En moet jy dan nie met jou kop in skaamte gaan staan daaroor nie. Jy sien, voordat ek 'n koningskind geword het ek my lewe buite die wil van Jahwe gelewe. Ek was nie in sy raamwerk gewees nie. Ek het die me en I en wat jy alles wil sê. Ek het gereël, ek het die dinge gedoen. Ek het my lewe gelei. En ek het die gevolge van die sonde gedra. Dit is die aanvalle wat ek gevoel het. Weet jy wat, waarmee jy nou besig is, gaan jy jou vingers verbrand. Ag man, bly jy stil. Ek sal die pak vat. Ek sal hom soos 'n man vat. En die duiwel like daai woorde. Julle is baie stil vanmôre. Jy sien, want ek het my ways. Jy sien, ek is buite God se wil. En dit is wat hy sê. En ek het die gevolge van die sonde gedra. En dit is die aanvalle wat ek gevoel het. Daar as jy daar op 'n plek sit en jy sit jou hare, vat jou hare en sê, wat het ek gedoen? Hoekom het ek dit gedoen? Dis die gevolge van jou sonde. En nadat ek 'n koningskind geword het, is my oorlog teen die versoekinge, teen die bose geeste en nie teen mense nie. En dan begin my oorlog in hierdie onsigbare wêreld. Jy sien, want voor dit het ek die mens gevat, ek het met die mens gedeel, wil nie graag so maak en hulle dink ek point op. Maar ek het die mens gedeel en na dit kyk ek oor die mens en ek sê, jy wat agter hierdie een staan, ek vat jou aan. En dit is die kopskuif wat ek en jy moet maak as kind van God. Om daar te kom en te sê, dit is wat sy woord sê. En as ons net dit kan regkry, wil ek vir jy sê, het ons 70% al gewen. As dit nie meer is nie. Want as ek daar kom is my oorlog teen die versoekinge, teen die booste geeste, en nie teen die mense nie. En hierdie goed kom na ons toe as sy kinders,
Hy kom na ons toe en hy kom vat ons net, julle. Hoe kan Jahweh sy beskermde hand van bewaring en beskerming oor jou hou, as jy nog in die wêreld leef? Dis 'n belangrike sinnetjie wat ek hier gelees het. Iemand het gesê, dis waar. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy buite sy wil is, sorry vir jou. As jy in hierdie kerk sit, jy sit met vuil gedagtes en goed, sorry vir jou. Jy is buite sy wil. Jy kan nie kom sê, ek is 'n kind van God, maar ek eet nog by die wêreld nie. Dis hoekom ek baie vir mense sê wat gedoop word, as jy uit daai water uitkom, is jy klaar. Die Bybel sê, die woord sê, as jy teruggaan na die wêreld toe, is jy soos 'n hond wat na sy eie braaksel toe loop. En dit, terwyl Abba Vader vir jou 'n tafel gedek het, koningsmaal, skaapbout en kos en lekker geëet, en jy staan daarop en jy gaan eet jou eie uitbraaksel. Dis 'n groot fout met jou. Ek kan nie dit doen nie, julle. God kan jou nie beskerm as jy 'n deel van die wêreld mee is nie. En hy kom en hy sê, as jy my liefhet, wie kan vir my sê, wat is die volgende woorde? As hy, gehoorsaam my gebooie. As jy my liefhet, gehoorsaam, net so kort sinnetjie. Paar woordjies met baie groot betekenisse. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, dat die Here sê vir my en vir jou, jy kan my nie eer as jy in die wêreld staan, jy kan nie. En hier is die Nuwe Testament, nou word ek 'n koningskind, en hy kom en hy sê, al was jou sonde soos skarlaak, en sê die woord, ek sê jou wit was, soos wol, soos sneeu. Jy is in hierdie stryd, want die vyand gaan nie ophou om jou te versoek, te verlei, seer te maak en aan te val nie. Gaan nie ophou nie. En take note van dit, julle. Wanneer ek die pad van Abba Vader stap, het die duiwel nie weggeloop nie. Maar dan begin jou feit, want jy het die oorlog begin. Want jy is uit sy kamp uit. En nou is ons in 'n ander kamp. Want daar is net 'n duisternis en lig. So ons kan nie in albei wandel nie. En as ek in lig is, dan wil duisternis my kom haal. En baie mense stap oor van die lig af terug duisternis toe. Nou ek kan net vasstaan in hierdie oorlog as ek toegerus is. As ek toegerus is met dit wat Abba Vader my gegee het. Ek kan nie anders doen nie. En dis waarna ons gaan kyk van die wapenrusting reeks, dat ons nou net die fondasie lê. Ek kan nie veg sonder toerusting nie. Ek kan nie veg sonder equipment nie. Wat is daai equipment? En ons gaan daarna kyk in die weke wat kom. Ons kan nie die vyand sien nie, maar dit beteken nie dat ons blind moet wees vir sy taktiek en sy planne nie. Julle, hier kom eintlik nuggets hier so uit, wat ons moet vat. Ek kan my nie blind hou nie, vir sy taktiek en vir sy planne nie. Ek moet bekend wees aan dit, want 2 Korintiërs 2 vers 11 sê, want ons moet met al sy planne nie onbekend wees nie. Ons moet bekend wees met dit. Ek moet kan identifiseer, maar hierdie is nie van God af nie. Hierdie is van die Satan af. Ek moet bid, Abba Vader, geef my 'n gees van onderskeiding, laat ek kan sien wat is reg en wat is verkeerd. Jy sien, nou kan hy sê, ek kan jou toevertrou daarmee, want jy het dit vir my gevra, jy is my kind, jy is 'n koningskind, nou gee ek dit vir jou. Nou wanneer daai ding na jou toe kom en sê, hoor jy, ek het jou al eergister gesien aankom, so jy gaan my nie vang nie. Hy haat ons, en ons moet dit weet. Ek wil vanmôre vir julle sê, hy haat ons, hoor. Hy haat jou. Hy haat ons so, dat die woord sê, die mense gaan ons doodmaak vir die evangelie. Hoekom? Omdat hy ons haat. Want dis die geveg teen in die gees wat daar besig is om te gebeur.
En hy is nie happy met my en jou nie. Die woord sê dat ons moet weet wie die vyand is. Hy slinks, hy's vol haat, hy's agteraf, hy lieg, hy bedrieg, hy steel en hy wil jou vernietig, hy wil jou doodmaak. Dis hy. Een woord wat ek ook kan gee, hy's 'n vuilgoed. Dis al wat hy is. Hoe kan ek omkeer as ek hom nie sien nie? Is 'n vraag. Want hierdie stryd is in die gees. Ek hoef hom nou nie te sien nie. Kan jy sien, ons het begin met die vraag is, beklei hom in 'n plek van intimiteit, in 'n plek van afsondering, in 'n plek waar ek met Abba Vader sit en ek sê, Abba Vader, help my, wys my, gee my die wysheid, gee my die kennis, gee my die insig, gee my hierdie prentjie, laat ek sien. Hoe baie mense word gevang vandag finansiëel met hierdie Ponzi-skemas? Hoeveel het al geval? Hoeveel is in die lig gekom? Nou kom iemand by jou en sê vir jou, maar ek wil nou vir jou sê, hierdie is nou nie so skema nie. Wada! Ag, jene tog. Jy gee hom net 'n ander naam. Maak my oë oop dat ek sien dat ek ook nie in die struik inval nie. Nou kom die Satan en hy sê, het God regtig so gesê? Is dit regtig so? Is maar net om jou te vang. En daarom is ons, as ons by Abba Vader is, dan kom die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, en hy openbaar die planne van die vyand aan my en jou. En hy waarsku jou daarteen, hy sê vir jou, hier is dit, en dit is wat ek en jy moet weet, dat ons elke beweging van die vyand kan dophou en kan weet. Jy sien die holies of holies, dis waar ek moet wees. Dis waar ek myself moet afsonder. En sê dis baie keer in ons hele lewe as koningskinders. As ek die vraag kan vra vanmôre, ek insluitend. Hoeveel ure was jy in hierdie week in die holy of holies? Dan gaan ek en jy dalk sê minute. En as ons minute kan sê, waar gaan ek die ammunisie kry om hierdie geveg te kan wen? Is waar ek my afsonder saam met die Heilige Gees. Kom sê, Vader, kom vul my. Want die woord sê, wees wakker, wees nugter. Die vyand loop rond soos 'n brandende leeu. Wees wakker, wees nugter. Dis hier in die holies of holies, die plek van intimiteit waar die Heilige Gees die vyand se strategie aan my kom bewys. Nou ek en jy moet net weet dat die tyd is so dat ek en jy nie meer op 'n plek kan wees waar ons nie moet wees nie. Ons kan nie dit doen nie. Amen. Ons kan nie meer net kom op 'n plek waar dinge maar net lekker gehanteer word nie. Want dit is op hierdie plek wat ek nie kan alleen staan nie. Want die vyand gaan my doodmaak. En dan kom Abba Vader en hy sê, kom trek my wapenrusting aan. Want ek wil hê jy moet gemobiliseerd word vir hierdie oorlog. En ek moet in beweging kom wanneer ek in hierdie oorlog moet inkom om hom te kom voer, om te kan gaan veg. En in 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur Jahwe om vestings neer te werp. Kan julle sien, is nie my en joune nie, is nie kragtig in ons nie, is kragtig deur God. Nou, Paulus kom praat hier so in Efesiërs 6 van die wapenrusting wat ons moet aantrek. En toe hy hier kom, Paulus het die Romeinse soldate gaan bestudeer, hier so in die jaar 60-62 na Christus. En hy het gaan kyk na hierdie goed, hoe is dit? En die eerste ding wat ons moet besef, wanneer hy na hierdie Romeinse soldaat kyk,
het hy gesê, hierdie was 'n fighting machine gewees. Hierdie was nie ouetjie wat jy sommer net gevat het nie. Hierdie manne was gemaak vir oorlog. Hulle was geroep en gemaak vir oorlog. Hierdie ouens het van die oggend tot die aand, het hulle geoefen, het hulle geveg, het hulle skyngevegte gedoen. Met hulle wapens aan, hulle toerusting aan. En omdat hulle so getrein was, die gehoor wat ek gesê het, hulle dag en nag het hulle geoefen. Hulle het nie dit omsien nie, want hulle het hulle voorberei vir wanneer hulle in die slagveld kom. Het hulle hierso voorberei om daar sterk te wees, om die taktiek te hê. En nou kom ek en jy ons vra, maar hoekom is die vyand so sterk? Hoekom kry ons dit so moeilik reg om hierdie vyand te beklei? En hoor hierso wat ek vanmôre vir julle gaan sê. En Jahweh God kom en hy wys ons dat tolerance will kill you. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Dis omdat julle die vyand verdra, dat hy julle doodmaak. As ek en jy 'n mindset het, van ek sal maar die vyand verdra in my lewe, het jy klaar verloor. Weet jy wat, ek sal maar, hierdie is nie so erg nie. Ek het gister hier by die woordskool gesê, baie keer, kom Abba Vader en hy highlight net so iets in jou gedagte. Ek het 'n tyd terug 'n preek gehad oor compromising. En ek staan hier, en hier waar ek hier staan, kom Abba Vader en hy sê vir my, jy het nooit gebeleid dat jy gecompromise het nie. Het jy al gecompromise? Ons het alle sondes bely, ons het alle goede bely, maar ek het nog nooit bely dat ek gecompromise het nie. Ek sal maar hierdie ding oorsien, dit is nie so erg nie, het gecompromise. Jy het eintlik daai lelike woorde wat in Afrikaans is, wat die Engels nie kan gebruik nie, ja, nee. Hoe gaan dit? Ja, nee. Is dit ja of is dit nee? God kom en hy sê dat jou ja wees, dat jou nee. Moenie jy eet aflê nie. Jou ja is jou ja. Is jy 'n man van jou woord? Ja, nee. En wat wil jy vir my sê? Is die koffie lekker? Een compromise. Jy sien tolerance. Ek tolerance met hierdie goed. Ek sal maar hierdie ding verdra vir nou. Want ek is te bang ek verloor my werk of my aansien of enigiets. Want hy gaan jou dan van alle kante af aanval. Hoor wat ek vir jou, wat die woord van God vanmôre vir ons kom sê. Kinders van Jahweh het hierdie gedagte, ek moet mos net keer, want die woord van jou, wat Jahweh sê, ek het die oorwinning oor die vyand behaal. Want die bloed van die lam en die krag van hom is my getuienis, Openbaring 12 vers 11. Jy kan nie maar net sê is okay nie. Jy kan nie maar net sê dis fyn nie. Dit is nie fyn nie. Want as dit so is, hoekom is die wapenrusting daar? Hoekom gee vir jou hierdie ability om te kan fight, as dit maar net so? Of wil jy ook maar net jou kop soos 'n volstruis in die grond indruk, en dink niemand sien jou raak nie? En alles gaan verby wees. Wie wat as jou kop uithaal, is alles nog steeds daar. Jy dalk 'n paar sterfvere minder. Ek kan myself mobiliseer ek kan nie myself mobiliseer vir die oorlog nie. Ek kan nie vorentoe beweeg vir oorlog as ek hierdie gedagtegang het van tolerance nie. Kan nie genoeg klem lê op dit wat ek nou gesê het. Ek kan nie aangaan as ek net 'n gedagte het van ek weet nie of dit gaan werk nie. Want Jakobus 1 sê alles wat jy vra, bid. En hy sal dit vir jou gee, bid dit in die geloof. En dan kom hy in vers 8 wat hy sê, en enige wat twyfel, gaan dit nie kry nie.
As jy net twyfel, ek wonder, gaan God dit doen, het jy klaar jou gebed gekanselleer. Want dis wat hy hierso sê, as ek net vorentoe beweeg vir oorlog, as ek hierdie gedagtegang het van tolerance nie. Maar as ek dit het, en ek sê, ek is in dit, ek is in my kamp met God, ek is in my kamp, dan weet ek, my hart is reg, my kop is reg, alles is reg, en ek sê in die naam van Yeshua, ek is nie bang wat op my wag nie. Want hy is met my, hy sterker is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Jy sien, ek moet weet wie is ek. As ek iets in my hand het, moet ek weet, ek moet praat soos 'n oorwinnaar, ek moet loop soos 'n oorwinnaar, ek moet dink soos 'n oorwinnaar, en ek moet optree soos 'n oorwinnaar. Ek en jy moet in 'n right standing staan voor God. Ons moet kom staan op 'n plek wat ek sê, ek stem nie met jou saam nie. Ons het nie nodig om saam met die wêreld te stem nie. Ons kan nie bekostig om soos die wêreld te ryk, te praat, te dink en te doen nie, want jy is nie meer in die wêreld nie. As jy vleis gebraai het vanaand, gaan trek bietjie môre daai klere aan wat jy gisterand saam met die langs die vuur gestaan het. Ryk jy. Maar terwyl jy langs die vuur staan, ryk jy dit nie. Terwyl jy loop, ryk jy jou nie. Die ander ouens ryk jou. En partykeer ryk hulle jou ook nie, want hulle het ook langs die vuur gestaan. Maar laat net een ou hom gaan was. Het julle dit al agtergekom? Laat een ou hom gaan was 'n bietjie en hy kom daar aangestap, daar ryk almal. Jy ryk lekker. Jy ryk lekker, kom staan nie langs my. Nee, jy stink, jy gaan my. Nou so is ons in die gees. Die oomblik wanneer ons bekleed met God, ryk ons anderste en lyk ons anderste. Amen. Die wêreld sien jou. En dis waar jy moet wees. En dis waar ek en jy moet wees. Nou, Abba Vader wys ons baie keer goedjies, en hy wys dit nie vir my gewys met 'n ballon, die mobilisering van oorlog is 'n ballon. En hierdie is ek en jy. Hierdie. As ek hierdie ballon los, dan val hy grond toe. Hy val reguit af daar waar ek hom los, net so. Hy het geen beheer oor hom nie. Ek en jy is so. Ons is almal in sonde gebore. En jy kom in 'n verhouding met Jahwe en hy tel jou op. En wanneer jy op die plek van intimiteit ingekom het, onthou jy het nou hier gelê, jy het geval uit hier gelê, hier was jy, ek en jy. En hy tel jou op. En jy kom in 'n intimiteit met hom in. En dan kom en hy sê vir jou, I will fill you with my breath. Wie skrik? Gaan nie bars nie. Lyk hierdie ballon nog dieselfde? Hy dieselfde kleur. Hy lyk amper soos hierdie ballon, die verskil in hierdie ballon en hierdie ene, hy is leeg. Hierdie is vol. Nou wanneer die vyand my aanval, mobiliseer die roog, die asem, mobiliseer my. En hy help jou. En wanneer jy nie die gees van God het nie, is jy leeg, want die Satan kan jou nie so vul soos wat hy jou vul nie. En wat gebeur? Wat beweeg my? As ek hierdie twee ballonne los, hierdie ene het nie 'n idee waarheen hulle gaan nie. Maar kom ek los hulle. Die lig binne in daai ballon, amper gaan ek op 'n ander plek. Vat hom na 'n ander plek toe, waar die lig hom wil hê. So wanneer ek hom los,
is dit wat gebeur met hom. Hy het nie gekies om so toe te gaan nie. As ek hierdie ouetjie los en ek probeer dit, gaan nie werk nie. My vraag aan jou vanmôre is jy gevul en waarmee is jy gevul? Is jy met leegheid gevul, of is jy met die rooi gevul, die Heilige Gees? Want die oomblik wanneer jy hom los, dan gaan die ballon in die rigting waar die wind, waar die Gees hom na toe vat. Nou is ek gevul. Nou sê die Heilige Gees vir my, gaan daai kant. Ek het nie idee nie, want dit lyk nie vir my reg nie. Dit moet nie vir jou reg lyk nie. Want die Heer wat binne in jou is in beheer van jou. Jy sien, dit is waarom ek sê, ek veg hom met die plek van intimiteit waarin ek is. Wanneer ek gevul is met die Heilige Gees, kom hy en hy vat my na die plekke toe waar hy my wil hê. Nie ek nie. Baie van ons lyk soos hierdie leeballon. Jy hang maar net daar. En jy val. Doelloos. Rigtingloos. Niks nie. Jy kan sien dat Abba Vader wil vanmôre vir my en jou kom sê die diepte van hierdie ding waarin ons in kan gaan. En so werk hy met my met die Gees, dat hy my moet vat na die plekke toe. En hy sê, dit is wat jy wil, dit is wat ek wil hê jy moet doen. Nou hierdie soldaat het ook 'n rooi ves onder sy wapenrusting aangehad. Nou hoekom rooi? Want wanneer hulle veg en hy word per ongeluk raak gesteek, dan kan die vyand nie sien hy het bloed op hom nie, want hy het 'n rooi ves aan. As jy 'n wit ves aan het of nie 'n ves nie, gaan hulle sien hy bloei. Nou dis baie interessant wat hier gesê word, né? Nou hoor baie mooi. Dit werk net so met ons in die Gees. Want onthou die vyand weet waar jy seer gekry het in die verlede. En hy kom val jou aan week na week, dag na dag, op dieselfde plek met dieselfde triek om jou te val. En hoe kom ek daar uit? Kom ons sê, dis tyd om dit onder die bloed van Jesus, van Yeshua te sit. Dis tyd om te breek met jou seer in jou verlede. Dis tyd om te breek met die dinge wat jy in die verlede gedoen het. Want jy sien, daai kolletjie bloed wat hy deurgekom het, bly hy ophamer. En hy bly opdruk. En hy bly opdruk. En jy bly seer kry. Dis tyd om daarmee te breek, dis tyd om vrede te maak met dit. 1 Petrus 5:8, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy loop rond om te kyk, waar kan hy jou weer steek? Hy weet waar jy seer. Ons weet mos 'n ketting breek op die swakste skakel. Hy weet waar sit, hy weet op watter knoppie om te druk. Breek daarmee, bely die goed, kry dit klaar. Want hierdie vyand hang uit by jou werk. Hy hang uit by jou huis. Hy hang uit in die verkeer. Hy hang uit oralste. Hy hang uit tot by die kerk. Hy het my nie gegroet vanmôre nie. Hy dink seker weer die son skyn deur die mis vanmôre. Wat dink hy van homself? Wat is hy wat gou-gou hierso in die kerk geleenthede soek om jou te versoek en jou af te trek? En hy's besig eintlik om jou na die plek toe te vat waar jy seer gekry het in jou verlede, want hierdie is 'n deel dan van verwerping en hy vat jou terug. Verstaan julle wat ek sê vanmôre? Sy taktiek. En nou wanneer ek geafronteerd voel, nou sê ek maar, hey, ek identifiseer jou. Ek gaan nie val vir hierdie triek van jou nie. Nou, Abba Vader, leer my hoe werk die beskerming, dat ek dit kan verstaan, want ek wil onder u beskerming wees. Dis nie my doelwit in die lewe om so
te sukkel nie. Dit is nie my doelwit om so aangeval te word deur die vyand nie. Wat moet ek maak? In 2 Kronieke 16:19, want Jahwe, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. En hierin het die dwaas gehandel, want van nou af sal haar oorloop teen u wees. Dis wat die woord sê. Nou hier kom Abba Vader en hy sê, ek wil 'n heining om jou sit. Hy wil sy hand van beskerming oor ons hou. Hy wil ons toemaak, hy sê sy oë gaan reg oor die wêreld en hy kyk en hy soek mense om te beskerm. Vanmôre gaan sy oë dalk deur hierdie gemeente, dalk deur die mense by die huis wat luister, en jy sit daar en hy sê, Mama, ek wil jou graag beskerm. Is jy bereid om onder my beskerming in te klim? En dis tyd dat ons begin sien wie die vyand is. En begin sien vir wie Jahwe is. Ons moet sien wie is die vyand, ons moet sien wie is God. En ons dien 'n God van liefde, nie 'n God van beskerming, nie ene wat seer maak en stik en slaan nie. Ons dien 'n God wat heel maak, wat genees, 'n God wat nie daar is om te kyk hoe seer hy ons kan maak nie. Ons moet nie mense bang maak met hom nie. Ons moet hom so voorstel dat die mense aangetrek word na hom. Want hy kom en hy sê, onderhou net my gebooie. Jy sien, as ons bietjie gaan kyk na Job, ek wil net lees, Job 1:10. U het nie self hom in sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom beskik nie. Die werk van sy hande het u geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land. Jy sien, Abba Vader het hom beskerm. En hier kom die Satan en hy kom praat met Jahwe, hy kom praat met God en hy sê, daar was nie net 'n heining rondom Job nie. Nou hier kom 'n mooi ding. Daai heining was om Abraham, Moses, Samuel, David, Paulus, Johannes, die kinders van God, om my en jou was daai heining wat hy gestel het vir almal, nie net vir ene nie. En dis hoekom hy kom en hy sê, hierdie stryd is nie jou stryd nie, is my stryd. Sagaria 2:5, en ek sal vir hom wees. Hy kom en hy sê, en ek, wat God is, sal vir hom wees, spreek die Here. 'n vurige muur rondom en tot sy heerlikheid daar binne-in. En hy kom vanmôre en hy sê vir my en vir jou, ek wil 'n muur van vurige heerlikheid om jou sit, om jou te beskerm. Die Bybel is toe altyd vir my en jou ook gemaak, hoor. Net vir ander mense nie. En in die bogenoemde vers praat hy van Jerusalem as sy kinders. Ek is besig om klaar te maak met hierdie stuk. Vader sê dat hy 'n muur van vuur rondom jou bou. En ek sal die glorie in die binnekant wees, hoor net die wat met julle fellowship. Ons sommer heilig ek het sê, ek gaan 'n muur om jou bou, nie om jou een kant te sit nie. Maar gaan daai muur om jou bou, om met my glorie binne in dit met jou te kom sit. Sit nie waarna ons verwag en waarna ons wil hê om dit net te kan wees, om daai heerlikheid te kan hê, om te weet, ag Vader, bou net dit om my, laat ek net in die teenwoordigheid wil wees. En dis presies waar ons wees met intimiteit. Hoe kan ek, wanneer hy daai muur gebou het, buitekant gaan staan? Ek kan nie. En baie kere word hierdie muur afgebreek. En Abba Vader kom en hy sê, julle het my verlaat. En hoor hierso julle. Daarom sal ek die muur van beskerming om julle laat val. Kom, dink jy nog, hoekom gaan dit so met jou? Hy het daai muur gebou om my en jou. En jy het hom afgebreek. En hy kom en hy sê, daarom sal ek die muur van beskerming om julle laat val. Want jy het uitgeklim uit dit uit. Wanneer hierdie muur afgebreek word, kom die vyand en sy demoniese magte in, en dan kom val ons in.
Ek kan dit nie meer, ek kan nie dink wat het gebeur, sê baie mense, vandat dit gebeur het die hel losgebars in my huis. Want die muur is afgebreek rondom jou huis. Want die vyand los ons net nie uit nie. En hulle sal nie ophou nie. Want ek kan nie meer opstaan teen die magte van die Satan, ek kan nie weerstand bied nie, as daar nie 'n heining is nie. Ek wil net vanmôre vra, maak iets sin vir julle. Vir my maak dit baie sin. Vir my was weer repentance toe ek hier kom sit het om te kom repent oor 'n klomp goede, gesê het, Abba Vader, ek is jammer. Want jy weet baie keer nie meer waar moet jy vat nie. En dan kom jy agter, maar hy is nog daar. Die groot God is nog daar. Maar jy het eenkant gestaan. Want hy sê, jou sonde het 'n skeidsmuur tussen my en jou geword, sodat dit verwydering gebring. Want as God hierdie muur van beskerming kom afhaal, sterf ons binne minute. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, hierdie muur van beskerming is vir jou ook. En ons moet net daar binne wees. Niemand kan jou daar insit nie. Sorry, ek as pastoor kan jy nie daar insit nie, jou man, jou vrou, niemand kan jou daar insit nie. Jy moet daar inklim. Jy moet daar wees. Jy moet jou intimiteit hê met jou Skepper. Niemand gaan pas staan vir jou nie. Jy. So baie keer word een persoon in 'n gesin aangeval, want sy muur is afgebreek. Nou luister, wat sê Jesaja 28 vers 16 en 19, daarom so sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen. Ek, wat God is, lê 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. En dan kom hy in vers 17 en hy sê, en ek sal die reg tot 'n riglyn maak, en die geregtigheid tot 'n skietlood, en die haal sal die leundak wegruk, en die water die skuilplek wegspoel. En julle verbond met die dood sal uitgewis word, en julle verdrag met die doderyk nie standhou nie. As die golwende gesel deurtrek, sal julle deur hom vertrap word. So dikwels as hy deurgaan, sal hy julle gryp, want môre vir môre sal hy deurtrek, by dag en by nag, en dit sal net verskrikking wees om in so 'n openbaring te verneem. En die laaste dele wat ek hier gaan begin sê is, Jesaja sê, you make a covenant with death, and therefore Yahweh protection is gone. Baie keer kom maak ek en jy 'n verbond met die dood. Ons kom sluit 'n verbond met die wêreld. Sorry, Abba Vader, stap weg. En daai verbond met die wêreld maak is jy trek dan eintlik God se wapenrusting uit. Ek stel nie daarin belang nie. En covenant death is nie om aan sataniese rituele deel te doen. Dit is as ek nie is waar Jahweh my wil hê nie. Dis 'n baie belangrike ding wat ek hier sê. As ek kies om te doen wat die wêreld sê, dan sluit ek 'n verbond met die dood. My hart is by die wêreld en nie by God nie. Nou wonder ek nog, hoekom gaan dit so met my? Nou wonder ek nog, wat is die probleem? Ons word so maklik kwaad vir God, byvoorbeeld as dinge by my werk nie uitwerk nie. Of as ek nie verhoging kry nie. As my huwelik nie uitwerk nie. As ek siek word, my verhouding met my kinders of met my mense om my is nie soos wat dit moet wees nie. Ek wil vanmôre luister baie mooi hierso. As jy kwaad word vir God teen dit, then you are not a soldier in spirit, you are a hope in the spirit. Hy kom en hy rig ons op en hy kom sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Deur Jahweh El Shaddai, kom hy sê, hy sal my beskerm.
Hy sal my die krag gee om die vyand teen te staan. Alleenlik op daai plek wat ek moet wees. Nou kom ons besef, wat is die vyand en wie is hy, en ons kyk rondom ons. Dit is God se wil en sy droom om sy hand van beskerming oor my en jou te hou. Dis wat hy wil doen. En net so het die vyand ook sy taktiek. Hy lieg en bedrieg en hy vat my na plekke toe van twyfel in my gedagtes. Dat hy my kan afsonder. Sien, dat hy my kan afsonder, sodat hy my kan hedge. Hy vat my hiernatoe, hy vat my na 'n plek toe, sodat hy my kan afsonder en in my hedge. En as hy my daar het, het hy my. Laat kom ek en jy ons sê, Vader, die vyand is besig om my hart te saam. Maar U is my rots, my vesting, my vredevors. En wys my, Abba Vader, waar moet ek vrede maak? Wys my na die plek van intimiteit waarin ek moet gaan, sodat ek gevul kan word met die Roog. En ek is klaar as ek vir U sê dat die laaste vers wat ek wil lees is Jesaja 5 vers 3 tot 6. Nou dan inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer om te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aangedoen het nie? Waarom het ek verwag dat die druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring? Vers 5. Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Hoorie. Ek sal sy doringheining wegneem, sodat dit verwoes word. Ek sal sy muur stukkend breek, sodat dit vertrap word. Dis God wat hier praat. En ek sal dit in die wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels. En ek sal die wolke gebied om nie weer daarop reën te gee nie. Dis God wat met my en jou praat as ons buite sy wil begin word, buite sy wil gaan. As hierdie muur val, dan kom die vyand in en hy eet al my vrug op. Want daar is nie meer 'n wapenrusting nie. Daar is nie meer iets wat kan keer nie. Want hy sê, as jy my wapenrusting aan het, sal ek jou beskerm. Kile beteken amar. Something prepared very well. En ek los julle met hierdie paar gedagtes. Hierdie armor, hierdie wapenrusting, something prepared very well. En dis wat hy vir my en jou gemaak het. Iets wat very well is, wat werk, wat alles onder die sambreel van armor geplaas word. In Genesis 28 vers 3, neem dan nou tog jou wapens en jou pylekoker en jou boog en gaan uit in die veld en jag vir my stuk wild. Hy sê, gaan kiel hê. As ons gaan kyk na Dawid en Goliat se storie, ons ken die storie, en Dawid het Goliat se wapenrusting gaan vat, en dit het nie gewerk nie. Want dit was nie sy wapenrusting nie. En toe Dawid syne vat, wat sy wapenrusting was, wat sy klippies was dit sy kiel. Dis daai divine protection ook, en dit is die beskerming van God. Dan hierso by gaan ek vanmôre tot ons volgende week aangaan, en ek wil hê dat ons moet baie mooi nadink oor wat gesê is. Ek weet dis baie, hierdie is die fondasie wat ons gelê het, maar ek dink partykeer het goed in my en jou se hart ingestap. En goed het in ons gees ingeval, wat ons gaan weet dat Abba Vader is besig met my en jou. Kom ons bid saam en dan dat ek net afsluit met gebed en dan gaan ons oor na die verbondsmaal. Abba Vader, baie dankie
vir dit wat U vanmôre vir ons kom wys. Dankie dat dit so lank in die woord is. U dit vir ons gegee, U dit voorberei. En ek bid dat elke ene wat hierna geluister het, dat ons dit gaan doen. Dat ons daar gaan begin doen om te kom sê dat ek wil wees op die plek waar U wil hê ek moet wees. Help ons elkeen, waar ons is, hierso by die huise, dat U ons sal versterk en ons help om die wapenrusting wat U so wonderbaarlik voorberei het, sodat ons waardig kan wees om dit aan te trek en te veg. En ons loof U naam, ons bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Amen.